Hallo julle, welkom by episode 3 van kritiese aspekte wat 'n verhouding beter maak of slegter maak afhangende van of dit teenwoordig is of nie. En vandag gaan ek oor een aspek praat. Vergelyking is die vernietiger van vreugde en verhoudings. Vergelyking. En ek gaan dit verduidelik. Net vinnig, ek is 'n geakkrediteerde familie- en skei-mediator, regsgeleerde, agtergrond in bedryfsielkunde, en ek het meer skei sake al gedoen as wat ek graag wil onthou. En terwyl ek in daai skei sake sit, en die mense sit daar en hulle is op die einde van hulle verhouding, dan praat hulle sonder filters. Daar is nie meer filters nie. Hulle sê hoe hulle werklik voel. Wat hulle geplaat en nie geplaat nie. En hulle hou nie meer terug nie. En ek het agterkom, daar is sekere aspekte wat 90% dieselfde is, wat veroorsaak dat daai liefde en daai respek vir mekaar, dat daai erosie van dit en tot dit later in baie gevalle heeltemal verdwyn het. So, ek gaan praat oor vergelyking. En ek gaan begin met 'n voorbeeld, wat die voorbeeld gaan vir julle verduidelik waarna ek, en dan gaan ek met hierdie goed. Hierdie is nie sielkundige advies nie. Dis nie regsadvies nie. Dis net ek wat hierdie al baie gesien het, en wanneer mense in daai verhouding en hulle veg, dan die beginsel van vergelyking. Jy weet, jy's nie soos jou broer nie, jy's nie soos daai vriend van ons, jy's nie soos daai nie, jy's nie soos my ma nie, jy's nie soos dit nie. Daai vergelyking van amper ons soek iets beters binne in daai persoon. Hoe dit vreugde. Maar ek gaan 'n baie ander belangrike aspek, dis hoekom ek net hierdie een vir hierdie episode hou, is ons as mense ook vergeet van die verhouding. Ons vergelyk onsself konstant met ander mense. En dit kan ons depressief maak, dit kan jou laat voel of jy minder werd is. Wat al doen ek verkeerd, dat ek nie hierdie reg kry nie, en. So kom ek begin met die voorbeeld. Ek en my vrou is by 'n partytjie van 'n jong paartjie. In hulle 20's, seker 20, 25 jaar, 30 jaar jonger as wat ons is. Ons is een van die 2 oudste koppels daar, en dan seker so 8 of 10 pare van hulle close vriende, wat almal hier, kom ons sê van die ouderdom 20 tot 32 is, right. Party verloof, gaan uit net, 'n verhouding, ander getroude paartjies ensovoorts. En ons gee ons persente, is nou tyd vir ons om ons persente te gee, almal gee hulle persentjies, en sy maak dit oop ensovoorts. Die vroukie is seker so 6, 27 jaar oud, en man so 28. En hy hou sy persent vir laaste, wat natuurlik reg is ook so, jy weet. Toe sit nou oopmaak, pakkie oopmaak, daar's 'n kar, 'n sleutel van 'n splinternuwe kar. Fantasties. En sy gryp hom, kom ons sê nou maar sy naam is Kevin. Sy gryp hom en sy sê, "Och Kevin, jy is die beste. Jy weet, wat sal ek gedoen het sonder jou? Alles mooi goedjies." Right. En jy weet, dankie vir my splinternuwe kar, en. Ja, alles goed. Seker so 20 minute later staan ek op, ons is op die boonste vlak, ek stap af onder dat die grondvloer toe waar die kombuis is, om water te gaan haal. En ek hoor hiersoos 'n man en 'n vrou wat redelik heftig opgewerk is en rusie het. En toe ek so aankom, gaan staan ek en dink, hulle gaan seker nou maar ophou. Ek sien, hulle hoor my nie. En ek hoor die vrou sê vir die man, Engelssprekend,
hoe is dit moontlik dat hierdie ou 4 jaar jonger as jy is, hulle is groot vriende seker nou. En hy kan vir sy vrou 'n kar koop en alles gee en jy is hierdie hoogsgeleerde ou. Hy het 'n baie sterk, wat ek nie wil noem, professie gehad. En jy sukkel om vir my blosblomme te koop want jy sê ons is jonk, ons bou nog ensovoorts. En ek kan hoor is 'n baie aangename vrou en man. Sy praat mooi met hom. En hy backtrack, hy sê ek weet nie, ek is jammer my lief en jy weet hierdie kant toe en ek stap toe in. En ek sê vir hulle hallo, hulle sê vir my hallo, ek sê sorry ek het nou gehoor maar ek het net kom water haal, maar as 'n baie ouer persoon nou kan ek julle help. Hulle sê waarmee? Ek sê nee, ek wil net vir julle regstel want ek het nou gehoor julle stry oor die kar. En die vroutjie is half, jy weet, sy is dan eintlik lus om dat. Ek sê nee, laat ek julle net help. Ek sê want ek sien die ou staan daar half verleë. En ek sê die kar wat Kevin vanaand vir sy vrou gegee het, want ons bly daar naby, het sy pa gisterand kom betaal van my laptop af. Sy rek haar oogies so. Sy sê regtig, ek sê ja. Ek sê hierdie huis, smart huis, ja, baie mooi. Ek sê hy het dit nie gekoop, sy pa het gekoop, sy pa is so baie welaf ou. Daai groot flatscreen TV het hulle nou gekom aflewer. Geskenk van sy pa af vir hulle. Sy is onmiddellik te baie geïrriteerd. Sy sê, maar hoekom sê hulle ons nie? Want eintlik, sy sê toe van man, ek wil ry, ek wil nie langer hier wees nie. Hulle het ook ongelukkig gery, maar sy vra my toe, hoekom nog altyd het hulle hierdie idee en hoe is dit dat hulle vriende is en hulle nie reg help en sê, hoorie, my pa, ek sê wel, ek beskerm toe nou die ander paartjie ook, ek sê wel, jy weet, 'n mens wil nie elke keer as jy iets kry, of sê maar jy bly in 'n huurhuis en iemand kom sê, hoorie, is nie my huis, ek het hom gehuur, sommige vreemde mense, jy gaan dit doen nie, want dit is persoonlik. So, mens hoef nie elke keer te sê, hoorie, as jy nou 'n nuwe kar het, hoorie, so. Maar sy sê toe, maar dit het amper groot moeilikheid nou tussen my en my man veroorsaak, oor hierdie twee eintlik 'n persepsie skep, dat hulle so suksesvol is. En hulle het, ongelukkig moet ek dit sê, hulle het nooit laat val dat hulle enige hulp kry, dis net hulle wat so suksesvol is. En as hulle praat ook, is grens eintlik half aan nie die waarheid nie. Hulle wil jou laat verstaan eintlik dat dit hulle is wat so goed doen. En nou, jy kan self die streep trek as jy hier sit te kyk, waar stop jy en waar gaan jy? Die beginsel is hierso. Daai man en daai vrou het beklei op iets wat glad nie die waarheid is nie. Persepsie. En dis waantoe ek wil gaan hierso. Hy maak heel waarskynlik baie meer geld as Kevin. Wel, ek kon dit sien. Jy weet nooit wat die support structure is van 'n ander persoon nie. Jy kry jong mense wat, kom ons noem dit maar hierso, wat sal ons vat? Wildsplase besit in hulle 30's, wynplase. Maar die wynplase is al in die 1940's gekoop deur die oupa grootjie en toe die oupa en toe die pa. Dis ou geld, soos wat ons altyd van praat. En as al mense sê, yes, hierdie ou is 'n fantastiese besigheidsman en hulle sal hom gelukwens, hoor jy doen so goed ensovoorts, maar hy het eintlik alles net gekry. Right. Daarby sê niemand hy werk nie hard of hy's 'n slegte persoon of so iets. Ek is glad nie 'n voorstander van dit nie. Maar ja, jy kan jouself nie, as jy nie uit so 'n support structure kom vergelyk met so 'n ou nie, of vrou nie. Jy kan nie. Jy kan dit net nie doen nie. Okay. Ek wil na 'n tweede ding toe gaan.
moenie as jy 35 jaar oud is, jy gekuier by mense of vriende van mense of wat ook al, jy stap in die oude mooi groot huis, hy is 45. Jy het nog 10 jaar om aan te kom. Moenie jouself vir 35 vergelyk met 'n ou van 40 of 45 of 'n vrou van 35 met 'n vrou van 40 of 45 nie. Moenie dit doen nie. Jy het baie jare om aan te kom. Jy kan beter aan toe wees of slegter, maar jy het nog baie jare om aan te kom. En dis wat ons doen as mense, nê. En veral as jy in 'n omgewing ding is, baie keer ander mense se verhouding, hulle huwelik, alles lyk net vir jou baie beter. En nie op 'n dag gaan skuil, kan niemand dit glo nie. Of 'n ou het lyk of hy alles in pag het en op 'n dag gaan neem hy sy eie lewe. Hy het fame en geld en alles. En dan hoeveel sulke voorbeelde in die wêreld is daar nie. En dan wanneer die banke en die finansiële kom hulle agter, maar die ou is eintlik al 9 jaar terug bankrot. Maar hulle het nog in Frankryk gesit op die Franse Riviera, net Desember. Moenie jouself vergelyk nie. Jy weet nie. Jy weet nie wat se skuld het ander mense nie. Jy weet nie wat se support structure het nie. As hulle ouer is as jy is, of jonger of wat ook al, moenie jouself vergelyk nie. Jy weet nie, jy dink net jy weet. En dis die grootste fout wat mense maak. En ek kan nou vir jy sê vandag. Ek het dit altyd gesê, ek was 'n senior ou in die koöperatiewe wêreld ook. Dit is baie onprofessioneel vir 'n hoofbestuurder of 'n ou op CEO vlak of iemand wat 'n beheer is van 'n klomp mense in 'n privaat maatskappy of in 'n eie besigheid en selfs net oor die algemeen om te reageer op iets wat hy net hoor. Dit is baie onprofessioneel. Jy moet eers seker maak dat jy meeste van die feite kan kry, en jy gaan jy waarskynlik eers al die feite kry nie, maar dat jy meeste van dit kry. Ons werk ook so. Wanneer 'n kliënt van my oorkant my kom sit, jy moet altyd onthou dat hy vertel vir my sy weergawe. Sy vertel vir my haar weergawe. Want dis hoe ons is as mense, nê. Wat daai persoon glo is reg. Okay. En inadvertently los mense sekere goed uit. Nee, my pa het ons gehelp. Hoe eers dis gesê het, hoor hierso, my pa het die kar en die huis en alles gekoop. Ek kon net gesê het, hoor hierso, ons kry baie hulp van my pa af. Ek wil net vir hom sê dankie. Nou is so, moenie jouself vergelyk nie. Jy weet nooit wat ander mense se support structures is, waar hulle vandaan kom. Ek het 'n ou wat ek baie goed ken, wat glad nie 'n entrepreneurial spirit het nie. Ek ken hom baie jare. Erf 'n klomp geld, gaan koop 'n baie groot franchise. Baie goeie ou, baie lief vir hom. Skielik is hy 'n groot entrepreneur in ander mense se oë. Hoor jy, hy besit hierdie groot kettingwinkel. Hy het die geld geërf. Sy lewe het verander in 'n oogwink. Hy het dit nie begin. Ek het 'n groot geveg gesien op Facebook, nou 'n rukkie terug, seker ook al 'n jaar terug. Amerikaanse ou, jong man, wat iets wil begin. En eintlik het dit net daaroor gegaan, dit is 'n artikel dat hy hierdie ding wil begin iewers. Maar sy ouers is biljonêers, sy pa is 'n biljonêr. En mense het daar gesê, ja, maar dis maklik vir hom om dit te begin. En dat ander mense gesê, moenie so jaloers wees ensovoorts. Miskien is party mense jaloers, maar hier is die beginsel. Natuurlik is dit maklik. Hy het soveel resources, hy kan 'n nuwe airline begin as hy wil Boeings gaan koop. Dit is mos makliker. Dit is mos baie makliker, net soos die ou wat die geld, die ou wat ek goed ken. Die groot kettingwinkel franchise gaan koop, het massief miljoene rande gekos het. Maar net
2 dae voor kon hy dit glad nie doen nie. Hy het ook nie aan gedink nie. Dit was nie deel van sy lewe nie. Maak hom nie meer suksesvol of minder suksesvol nie. En dis die groot ding, nee, ons heg baie waarde aan daai geldkomponent. En as iemand loop en hulle sê daai ou of vrou is suksesvol, dan bedoel ons altyd hulle het geld. Ons bedoel nie regtig is dit 'n goeie man of 'n goeie pa of is hy kind teenoor diere en is hy kind teenoor ander mense nie. Om net baie geld hê, as jy suksesvol. Right. Ek sê altyd ons het 'n groter holistiese definisie nodig van wat sukses is. Regtig. Maar nie jouself vergelyk nie. Ek kan hierdie episode nog 'n uur lank aanhou met voorbeelde wat mense net heeltemal verkeerd is. Jy weet. Dit wat jy sien op die oog is baie keer 30% waar. En onthou net, soos op Facebook ook ensovoorts, soos 'n baie bekende sakeman in Amerika het dit nou 3 weke terug gesê op 'n podcast. Dit is net logies, mense sit op social media still enjoying the good life. Right? Look at me, look at me, look at me. I've got it all together. En dit is die waarheid. Want ons almal het struggles. En baie mense kyk daarna en dink, wat doen ek verkeerd? Hoe kan ek nie daar wees nie? Of my huwelik, of my verhouding, of my vrou, of my man. In Engels, comparison is the killer of joy and relationships. Moenie jouself vergelyk nie. Jy het omtrent nooit al die feite nie. Jy het nie. Jy weet nie wat daai persoon nie. Daai koppel het nie, want is nog jonk ook. So hulle het nie daai persepsie eers gehad nie. Dat daar enigstens nie moontlik is dat hierdie jong mense nie vir hierdie goed kan betaal nie. Maar as jy op my ouderdom kom, ek gaan met julle eerlik wees, dan vra jy onmiddellik, hoe betaal hierdie jong mense vir so baie goed? Wat doen hierdie ou? Jy vra daai vraag. Want gewoonlik maak dit nie sin nie. En gewoonlik is daar 'n storie daagter. Moenie jouself vergelyk nie, of jou man nie, of jou vrou nie. As jy hiervan gehou het, subscribe onder asseblief. Gaan kyk episodes voor dit oor crucial acts en kritiese aspekte. Gaan jou help. Gee my 'n groot thumbs up dat jy van gehou het. En sien julle volgende keer.